Sien julle vir Arnold? Goeiemôre gemeente, vriende, familie. Ek was ook net vir almal op hierdie punt baie welkom hier. En vir die baie dankie sê vir die moeite en die opoffering wat jy gemaak het om vandag hier te wees. Om inderdaad vir Julie te kom bystaan en soveel van julle familie. Ek wil tog net voordat hulle die kus inbring, wil ek nie so leer dat sodra hulle inkom, sal ek net vir die wys om dan op te staan en eerbied en dan ook met respek. Maar ek wil ook dan vir die sommer in die name van die draers nou waar reeds
lees. En hulle is die volgende persone: Hannes Breedeveld, hy is Julie se neef, Leighton en Netta Williams, kleinkinders, Jan Strydom, 'n vriend, Diederik van die kerk, ook 'n vriend, Matthews en Maria Sanquela, wat vir jare al by Julie en my vader gewerk het, en dan ook Tatu Moloane, wat ook dan 'n werker is by hulle. Dit is dan die garage wat dan nou voor die diens gaan optree. Ek sal die name van die garage wat later gaan optree, eers later in die diens lees. So kom ons raak stil, en dan wag ons vir die prosesie om wat plaas te vind. Dankie. Julie, mens kan dit nie dink nie, maar hierdie dag het aangebreek. Dis nou ook al 10 dae nadat Fanny oorlede is. Verlede Sondagoggend 3:00 het die Here vir hom kom haal. 50 dae in die intensiewe eenheid. 'n tyd waarin Julie, Anna, Elise, Johan, Isak, Leighton, Annette, dan in Deborah, 'n tyd waarin julle hier 'n geweldige proses is. Ek sal later by die inleiding van die boodskap uit 1 Petrus 1 sal ek meer daaroor sê. Maar dan is 'n mens vanoggend so dankbaar, Julie, dat dit ook by 'n punt kom waar van 'n nuwe lewe. En as jy die boekmerkie sou bestudeer, dan sou jy sien dat Julie by name skryf en sê, hy was my aardse rots,
en is mooi gestel. Nie jou hemelse rots nie, jou aardse rots. En sy stel dit daardeur dan te sê, maar nou is jy springlewendig en gesond. Want geliefdes, dit is 'n gelowige se vooruitsig. It is not a pie in the sky. It is not a lie. Daarom is dit so wonderlik, Julie, om te weet dat die Here jou met daardie waarheid vertroos. Ek wil ook vanoggend vir Charlene sê, Charlene, ek het ook gekyk na wat jy skryf. Eintlik was Fanie vir jou so in Anton se leemte wat hy gelaat het met sy sterfte, was hy eintlik die leidinggewende man in jou lewe. En wat jy dan ook hier skryf, is dat jy hom dank vir dit wat hy vir jou, vir die en vir Netta gedoen het. So ons is dankbaar vanoggend, al sit ons met rou, met verdriet, en met afskeid, en met 'n begrafnis, is daar tog soveel genade, daar is, dis asof die lig die duisternis wegjaag, en dit laat verdooi. As ek ook dink, Netta, om wat jy skryf, en ek het net in die voorvertaling vir haar gesê, eintlik was Fanie vir haar 'n tweede pa. En ek kan net dink aan wat hy vir jou en vir oor die wel beteken het. En hoe hy vir jou geëskort en jou begelei het, en dan noem jy dit, praat jy van die impak wat hy op jou lewe gehad het. En die groot oomblikke, maar ook die oomblikke van teleurstelling, waar hy vir jou bygestaan het en vir jou gehelp het. Charlize het geskryf en gesê, onvoorwaardelike liefde en aanvaarding. So dan later, thank you very much for your message. And if I turn this paper around, die story familie, dit is nou van die Anna, en dan ook die neef wat hier is, oor die liefde wat hy uitgestraal het. Dis wat ons vandag alles herdenk, dis wat ons vier, dis aan die Here wat ons die eer gee, vir hoe hy Fanie in elkeen van ons se lewe gebruik het, en hoe dat hy deur hom 'n verskil gemaak het, meer as wat enige een van ons kon verwag. En dan is dit ook so, Johan en Annette, vir julle as familie, Johan, waar sit jy nou? Johan hier voor my, baie sterkte vir jou. Hy het sy broer verloor, en Johan het baie tyd ook daar by sy bed gespandeer. Ook dan as ek dink aan Boetie Isak en Amanda, wat julle skryf, het ons vooruit gegaan, maar ons het vrede in ons harte. En dit laat die mens met baie vrae. Ons hoef dit nie te ontken of te omseil nie. Suster Elise, wat gesê het, en baie interessant, sy sê, amen en goodbye. Amen vir die lewe wat Fanie gelei het, die rol wat hy in almal se lewe gespeel het, maar dan ook goodbye. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien. And then it is also very special that Matthew and Tabo and his family, dat hulle ook geskryf het om te sê wat het Fanie in hulle lewe beteken, en dan haal hulle die teksvers aan uit 1 Petrus 5 vers 10. Ook dan Maria is ek reg nie, 57 jaar wat sy pad saam met julle loop, Maria en Sida en daardie familie, maar ook dan Victoria en Sylvester en Maureen met die hele familie. Sien u wat ons hier beleef is 'n gesin, 'n familie, maar ook 'n uitgebreide gesin, 'n uitgebreide familie wat inderdaad baie erkenning het en waardering het vir mekaar, maar wat op geen manier probeer sê enige iemand van hulle of ons is volmaak nie. Maar ons kan vandag hier, is ons saam met Julie en saam met haar vriende en medegelowiges om te kom afskeid neem en om tot ziens te kom sê. So daarom wil ek vir u vra dat ons saam sal bid. Net soos wat u sit, wil ek graag saam bid. Dierbare Here,
Ons moet dit erken, dat in 'n gejaagde lewe, het ons nie tyd om altyd oor die lewe te dink nie. Ons maak ook nie altyd tyd om oor die dood te dink nie. Ons maak nie eens altyd tyd vir mekaar nie. Maar Here, ons weet, op watter besonderse manier U by Fanny en by Julie deur al die jare betrokke was. Daar was krisisse, daar was beproewinge, daar was teleurstellings, maar daar was ook talle en talle tye van vreugde, blydskap en dankbaarheid. En as ons vandag hier as 'n gesin in Christus, as 'n nuut gevestigde familie in Christus by mekaar is, dan wil ons vir U sê, Here, dankie vir die hoop wat U vir ons gee. Dankie vir die visie wat U vir ons gee. Nie net op vandag met al sy vraagstukke nie, maar dat U vir ons as kinders van U steeds opgewonde maak oor môre. Al is daar nie môre 'n Fanny nie. Daar is die Here Jesus. Daar is 'n Vader in die hemel. Daar is 'n Heilige Gees. Daar is troos. Daar is die woord van God. En daar's vriende en vriendinne en medegelowiges om 'n mens op die pad te kan dra. En nou wil ons saam met Julie kom bid, dat U vandag persoonlik hier sal wees. Dat U, Here, die onrus wat daar in ons gemoed is, die moedeloosheid dalk, die moegheid dalk, die uitgeputheid, maar ook die verwardheid, dat U vir ons deur die woord antwoorde sal kom gee, en dat U, Here, vir ons sal bemoedig, en so ook vir haar persoonlik, saam met die res van haar familie, dat U hulle sal vertroos en bemoedig en versterk. Ons is hier in U naam, en U is hier by ons. Laat dan nou, Here, U naam verheerlik word. Laat die krag van U woord tasbaar beleef word, en gee vir ons in die naam van U Seun Jesus Christus, gee vir ons hoop en troos, wat U dieselfde prys betaal. Seën ons, Here, in U naam. Amen. Ek wil vra dat Leighton, dat hy na vore sal kom. Leighton Williams, he is actually English speaking. He is a son-in-law. And Leighton, I would like you to do the eulogy. Suffering with that word, eulogy, die huldeblik, wat hy vir ons dan gaan waarneem. Baie dankie, and God bless you. Thank you very much. What a privilege it is to have been tonight. What a privilege it is to have met a man like you, wise beyond measure with a heart of gold. An honorable, hard-working man, always there to help in any way you can. Soft-spoken, yet firm. I see it in the way you treat everyone who has crossed your path with respect and dignity. Your presence has not only brought calmness and insight, but also an understanding that as we go through life, there are things that have to be done, and they should be done right. Kom ek hoor van my Fanny, one of Donna Julie's favorite sayings, and a testament to the beautiful and loving relationship they've nurtured over so many years. Although you may no longer be with us to answer these questions, we may still have. We always hold your words in our memory. Your approach to life will always hold dear to our hearts. Kom ek hoor gaan, may become Fanny's son say. And even though the thought may hurt now, it is a small piece of your legacy that we can all carry with us in our hearts, each and every day, with us always, until we meet again. Thank you, Leighton. Thank you very much. Ek wil dan vra dat Arnold, jy gaan ons die bedankings doen. Arnold Beileveld is 'n neef van Julie. Baie dankie dat jy hier is. Ek dink al jy moet van ver. Van Verenigde. Ja, dis baie
vraag aan die diepte van ons dankie sê aan elkeen wat hier is. Soos nou sê, ons beteken ons wat verder gekom het, maar ek gaan nie al die pijn opproep nie, want ek gaan nie onthou nie. En almal wat by die afgelope tyd hulle liefde en ondersteuning en gebede gedeel het met ons as 'n familie, deur middel van julle besoeke, oproepe, boodskappe en blomme. Dan moet jullie spesifiek dankie sê aan 'n paar mense. So, ek het sy lang gestraald gesels, so as ons iemand uitlos, verskoon ons asseblief. Eerstens Anna. Vir jou bystand in die afgelope jare, en spesiaal die afgelope 2 maande. Baie dankie. Dan die Deborah, vir jou liefde oor die jare vir beide familie en Julie, maar ook die bystand oor die afgelope 2 maande. Aan familie se broers en suster, Johan, Isak en Elise, en julle gesinne, dankie dat julle altyd daar was vir familie en vir Julie en hulle ondersteun het in die tyd. En ons gedagtes gaan ook na julle toe uit, as 'n familie wat 'n broer verloor het. Bets, Linde en Loreen, vriendinne van Julie, baie dankie vir julle bystand. Tisha, spesiale dank aan jou ondersteuning, wat jy vir die familie vir Julie gee, spesifiek op hierdie stadium. Dan is daar ook 'n spesiale bedanking vir Dominee Zak, Dominee Stefan en Dominee Chris en Dominee Anton, vir al die gebede en inloer en kuiers, maar dan ook vir Dominee Anton wat vandag die diens wil waarneem. Ons waardeer dit baie. Die personeel van Hemelkruis NG Kerk, dankie vir julle wat julle doen vir vandag. Dr. Asha Malan en Dr. Beer Top, wat deel is van die families en mediese versorging oor die jare, spesifiek die afgelope paar maande. ER 24 wat familie kom haal het en om hospitaal toe gevat het, die meer medikliniek personeel, die ICU afdeling en die vlak 4, wat hom ook bygestaan het en ook vir Julie ondersteun het. Dan Luca en Morney van Avalon Begrafenisondernemings, dankie vir wat julle doen. Jan en Diederik, vir wat julle doen, ek neem aan, ek verstaan julle doen die, Diederik het gehelp met die spuiseniere en ook met die opname. Mariska, en dankie vir wat julle vir familie en Julie gedoen het. Cindy, jy sê net 'n vriendin nie, maar jy het ook gehelp met die grafiese ontwerp vir die blaadjies wat julle het en vir die boek ouers wat julle ontvang het. Die personeel, Julie het, so sê maar sy weet nie om hierdie groep te benoem nie, so ek noem maar nou die personeel van 23 Loopasstrand. Dit gaan aan Maria, Yvonne, Victoria, Tato, Matthews, Sina, en Sylvester. Doen we daar gesê, Maria is 57 jaar. Ek dink ek was 4 toe sy begin het. So Maria is deel van my lewe forever. Dankie vir wat julle ook vir Julie en vir familie gedoen het. Oor die jare en nog gaan doen. Dankie aan almal wat gaan opgetree het en gaan optree as dramers. Charlene, Charlene net aan Leiden. Dankie dat julle daar was. Wij moesten daar kan wees, is julle daar om vir Julie te ondersteun, maar ook in die tyd wat families ondersteuning nodig gehad het. Dankie dat julle daar was. Charlene, ons dankie vir die spyseniere. Julie, namens ons almal. Jou liefde en ondersteuning is oneindig. Ons waardeer dat jy in ons lewe is, ons waardeer dat jy van ons gedoen het oor 52 jaar. Ek wil graag laastens 'n bedanking doen aan familie.
Fanie was vir ons baie meer as net 'n man, 'n pa, 'n broer of 'n vriend. Dus ek sê, ons het gisterand gesels, ons het uitgewerk, ek is 9 toe Fanie en Julie getrou het. So Fanie was deel van my lewe forever. Hy was iemand wat nooit toegelaat het dat het swaar kry en ontbreek nie. Oor jare het hy soveel gesondheidsuitdagings gehad in die gesig gestaan. Maar elke keer het hy met kenmerkende vastberadenheid en stille geloof weer opgestaan. Hy het die lewe in die oog gekyk nie met vrees nie, maar met aanvaarding en moed. Soos hy sy uitdagings hanteer het, so het hy ook sy lewe geleef. Met geloof, standvastigheid, eerlikheid en betroubaarheid. 'n mens op wie ander kon steun. En wat altyd sy bes gegee het, maak nie saak om hoe die pad was. Sy voorbeeld, en dis waarvoor hy wil dankie sê, is leer ons dat die ware krag altyd luid is. Soms is dit 'n sagte stem wat sê, ek sal weer probeer. Ek sal hom altyd onthou as iemand wat altyd sterk gestaan het, sy hart opreg. Hy het gegee sonder om te vra en bly staan waar ander sou val. Dit sê ek, baie dankie vir hom. Hy is 'n legend. Dankie dat julle hier is vandag om saam met ons sy lewe te vier en sy nalatenskap te eer. Julle teenwoordigheid bring vir ons baie troos. Baie dankie. Baie dankie Arnold. Ek besef dat julle kom 'n lang pad saam. Leighton, thank you very much for you too and the words you have said, you have spoken. Ek wil vir die vraag liefdes, dat ons nou die oorwinningslied sing. Want wat jy hier hoor en wat jy beleef, is nie die einde nie. Dis die begin. En as ons die oorwinningslied sing, dat ons self ook sal dink in terme van wat Christus ons gedoen het, wat dan vir jou en vir my wag, en dan met 'n opwondering ook om dit ons saam uit 1 Petrus 1 gaan lees en gaan kyk of die Here vir ons wel antwoorde kan gee oor hierdie hele proses waardeur Judy, hulle familie en Fanie self ook is. So kom ons staan en dan sing ons die oorwinningslied. Kom ons sing dit soos oorwinnaars. Ek sien my mense sing die glorie, ek die almacht van die Heer, al my worste wat en liefde door sy koninkryk regeer. Ek verloor aan die einde op die wolke van my Heer, hy is voor en hy regeer. Loof om my sal halleluja, loof om my sal halleluja, loof om my sal halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Here sal sy macht vir altyd sal bestaan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons heil en hy is ons maat en hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om my sal halleluja, loof om my sal halleluja, loof om my sal halleluja, hy is die rots wat ewig staan.
Here Jesus, U en die Vader en die Heilige Gees was vir 50 dae by Fanie se bed. U het vir Judy en elkeen wat daar besoek afgelê het en ook buite by die gange het U self ontmoet. U was daar. Maar Here, U het vir al die jare was U daar in Fanie se lewe, in Judy se lewe. U was daar in Netta en in Charlene en in Leighton, ook in Anna, en Isak en Johan, maar ook Here in Elise se lewe. So kan ons almal van ons hande opsteek, ons kan ons naam uitroep en U sal vir ons sê, ek ken jou, ek weet wat jy doen, ek is by jou. Maar nou vra ons, Here, dat U vir ons hierdie woord nou sal aanraak. En dat U vir ons dit sal sê wat ons moet hoor. Want lyding en beproewing bly vir ons 'n vraagstuk. Veral, Here, as daar verkondig word dat dit nie U wil is nie. Ons bid, Here, dat hierdie boek 1 Petrus vir ons sal oopmaak op so 'n manier dat ons sal huis toe stap en huis toe ry met 'n gerusheid in ons hart, met 'n vrede in ons hart. Maar ons bid dat U vir Judy en haar hele familie en vriendekring en al die werkers, dat die Here ons almal nou sal sien. Want dis U woord, Here. U was daar. U weet wat in ons harte broei. In U heilige naam bid ons dit. Amen. Ek weet 'n mens bring nie jou Bybel saam begrafnis toe nie. Maar ek gaan dan vir u lees uit 1 Petrus hoofstuk 1. En ek wil dit as 'n getuienis vir u sê. Fanie is Sondagoggend die 9de November om 3 is Fanie oorlede. Ek en Ida was in die Drakensberge daai oggend 3:10. Min wetende dat Fanie oorlede is, ek het eers 7 daarvan gehoor. 3:10. Maak die Here my wakker met 1 Petrus 1. As ek dit sê, dan wil ek nie 'n posisie inneem wat 'n mens nie mag inneem. Maar ons moet 'n posisie inneem om te sê, dit wat ek nou gaan lees, kom dus van die Here af. En hy wil jou en my motiveer, hy wil ons vrae antwoord, en hy wil vir ons 'n visie gee. As jy op die skerm kyk, net na die openings skyfie, sal jy daar sien, wat is die boodskap wat die Here met ons wil deel. En dit staan daar, behou perspektief in beproewing. God is besig om ons vir die ewige lewe voor te berei. Keep perspective in suffering. God is busy preparing you for eternal life. Kom ek lees. Van Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die verskillende provinsies
Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië. Soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees, luister hier, en besprinkel te wees of te word met die bloed van Jesus Christus. Maar daar mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Luister hier. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, aan hom kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar en vir die saligheid wat reeds gereed is en om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Luister hierdie woord. Verheug julle, wees bly, verbly julle hieroor, selfs as dit nodig is dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur hom te glo, al sien julle hom nie, het julle reeds deel aan die verlossing wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Kom ons dink 'n bietjie saam terug aan die dag, aan die afgelope 2 jaar. Julle as familie sal dit onthou, ons as medegelowiges en as vriende wat vir Julie goed geken het, ons het dit saam met haar beleef en ons het saam met haar dit ervaar. 'n vaskulêre operasie, nadat die chirurg gesê het die been moet geamputeer word. En die Here stuur vaskulêre chirurg Asha Malang om te sê, wow, stop, ons kan die been red. En 'n verskriklike operasie, as jy die foto's gesien het, sal jy kon verstaan hoe geweldig dit was. Beproewing. Vir 'n jaar lank is daai been gesond. En toe kom die eerste pyn. En toe kom die amputasie. En weer 'n vaskulêre operasie. En 'n protese. En 'n aanpassing by 'n protese. En 'n fanie wat val en opstaan en seer kry. En nou Julie, wat net eenvoudig deur God se genade en deur sy krag bybly met die grootste geduld, seker nie altyd nie, maar met die grootste geduld het sy vir Fanie begelei deur daardie tyd van beproewing. Toe breek die beroerte aan. 50 dae in die intensiewe eenheid. Dink 'n bietjie by jouself. As jy as 'n gelowige by 'n bed staan en jy bid gelowig en sommige gelowiges sê, vra net, God sal gee. En jy sit met daardie spanning, daardie geloofspanning in jou gemoed van, Here, waar is U? Waarom hoor U nie? Ons smeek dan, ons bid U nie, wat moet ons nog doen? Ook 'n ervaring van 'n geloofsmislukking. Ek het van tye so gevoel, 'n geloofsmislukking. Hier gebeur nie wat ons vra nie, maar genadiglik het die Here vir ons in Jesus Christus se lewe geleer dat sy wil moet geskied. En die spanning die bou op en bou op. Wat gaan gebeur? Waartoe is die dokters met Fanie op pad en ek en Judy wat ek ook deurgegaan het na die internis toe,
met 'n wonderlike gesindheid en ons kon saam vennote word in hierdie proses, nie opponente nie, maar vennote om hierdie proses te stap en te besef, ons het almal met God te doen. Met God te doen. Wat jy nie die arm kan draai, of wat jy nie op 'n manier kan omkoop, of met wie jy nie kan bargain, om te sê, hy moet nou doen wat jy wil vra, anders. Want geliefdes, hier is mense onder ons sekerlik, en mense in die wêreld wat so teleurgesteld is in God, hulle is lankal met hom en met die kerk klaar. Dit kan ons maar sê. Maar die Here vat vir Judy en vir almal vir ons dan naby aan Fani, vat hy vir ons deur hierdie tyd van beproewing, en daar's 'n magteloosheid, daar's 'n moedeloosheid, daar's 'n emosionele uitputting, daar is vrae wat jy nie vrae waarop jy nie antwoorde kry nie, tot waar 'n mens by die punt kom en sê, Here, U is betrokke by my man op die bed, net soos wat U op my betrokke is voor die bed. Want dit wat op die bed gebeur het, en dit wat om die bed gebeur het nog steeds alles met dieselfde God te doen. En as jy nou kyk na die tweede skyf, ek sien ons maklik, ons operateur is bietjie vinniger as ek, die eerste een asseblief. As jy kyk na die eerste skyf, en ons sou vir die Here vra, Here, hoe moet ons dit verstaan? Petrus, wat het die Here vir jou gesê, moet jy vir gelowiges sê wat beproef word? Gelowiges wat vertrap word, teen wie daar gediskrimineer word, gelowiges wat hulle posisies in die samelewing verloor het, wat hulle besittings verloor het, gelowiges wat net eenvoudig uitgeskop is en gemarginaliseer is. Wat het die Here vir Petrus gesê, moet hy vir hulle gaan sê, kom ek demonstreer. Wat het jy gedoen toe jou seentjie of jou dogtertjie, toe hulle seën gekry het? Toe hulle nie die A-span behaal het nie, toe hulle dalk op die atletiekbaan geval het, of die tenniswedstryd verloor het en hulle hartseer van die baan of van die veld afgekom het, dan jy op jou knie gegaan by jou seentjie of by jou dogtertjie en jy kry teen jou vasgedruk en wat jy dan oorgefluister. Toe maar my kind, ek is nie vir jou. Jy is myne. En ek is jou papa. Of ek is jou mama. Wat doen die Here met Petrus? Hy sê vir Petrus, skryf vir hulle. Sê vir hulle het 'n nuwe identiteit. En hulle moet in beproewing, moet hulle daardie identiteit gaan opsoek. En jy moet jou eie waarde daarin kry. Want as jy teen jou gediskrimineer word, of as jy gefaal het, of jy siek geword, dan is daar 'n verlies in eie waarde. You are feeling like nothing. Nobody is interested anymore. God forgot about you. What is your real value? En dan sê die Here Petrus, skryf hulle. Hulle is deur my bloed vrygekoop. Nee. Skryf vir hulle. Hulle is uitverkorenes van God. Met ander woorde, you are chosen people. As ons dink in terme van die trotsheid in 'n Springbokspan, dan wonder 'n mens, wat is die trotsheid, die dankbaarheid, die eie waarde in die kerk van die Here Jesus en in jou as gelowige om te sê, al gebeur wat met my, al bevind ek my waar ook al, ek is deur God gekies om vir hom te lewe. So hy sê, Petrus, gaan druk hulle vas. Wat ek ook vir hulle sê is, hy sê, wie wat? Daar's 'n paar goed wat hy sê, maar die een besonderste een, hy sê, gaan sê vir hulle, ek besprinkel hulle met die bloed van die Here Jesus. Jou broer, op daardie bed, was 'n besprinkelde. Jou suster wat voor 'n bed gestaan het, en jouself, die wat in Christus glo, het die belewenis van, ek is besprinkel met die bloed van die Here Jesus, ek is afgesonder, God set me apart for His purpose. En as Fani op die bed lê, en ek en jy op eendag op ons beddens lê, of voor die bed staan, dat ons kan sê, ek is nie net 'n mens wat besig om te sterf nie, ek is nie maar net 'n siek mens nie, ek is 'n besonderse mens in God se oë, uitverkore, afgesonder, geheilig, besprinkel met die bloed van die Here Jesus, vir die doel van God afgesonder, eenkant gesit. Dis, geliefdes, wie ek en jy is.
So as jy môre by jou maatskappy kom en die basis weer by jou ongeskik of jy ervaar dat jy nie die einde van die jaar die promosie kry wat jy moes kry of die bonus kry wat jy nie moes kry nie, dink net 'n slag aan wie ek en jy in Christus is. En as jy 'n buurvrou het of vriende in die familie of wat ook al mense in die familie wat jou vertrap, dink daaraan wat Jesus Christus vir jou gesê het, vir jou gedoen het. Daarom die wonderlike dat hy dan sê, ek het vir jou 'n nuwe identiteit gegee, jy is myne. Maar nou is die vraag, ja, hoekom moet ek hierdie beproewing gaan? Kyk, daar's verskillende oortuigings binne die Christendom. Daar's verskillende verstaan van die woord. Maar kom ons kyk of die Here vir ons 'n antwoord wil gee. Dat as ek en jy môre in daardie posisie is, dan is die eerste reaksie ons soos Job se vriende, there is something wrong between you and God. There must be sin in your life and you didn't confess it. Dis die tipe argumente. Oh, you're not good enough. Maar die Here sê nie, wow. Hy gee ons 'n antwoord. Kyk die tweede punt. Die antwoord wat hy vir ons gee, ons oprateer, God gee ons 'n nuwe perspektief op beproewing. Hy gee vir ons begrip. Kyk die Engels, God gives us a new perspective. He gives us insight and understanding. Geliefdes, ons is almal al in jare gevorder, of die meeste van ons is dan al oud en groot, nee. Maar wat het gebeur in hierdie hele proses? Vra vir Judy, ek kon dit in jou lewe sien, en sy kon dit in my lewe sien. Maar met Fanny se 50 dae in die intensiewe eenheid, te midde van honderde en duisende gebede, het die Here vir haar en vir ons laat verstaan. God is kosbaar, maar word deur vuur gelouter. 'n pragtige beeld. 'n pragtige beeld. En nou sê Petrus, hy sê vir die gelowiges wat swaar kry, hy sê vir hulle, luister, dink 'n bietjie aan jou geloof. Jou geloof is kosbaarder as goud. Daarom moet die egtheid van jou geloof getoets word. Hier's niks van dat God vir jou kwaad is. Hier's niks en dat die Here sê, jy is goed genoeg nie. Maar dis die Here wat alles in sy vermoë doen om jou en my die ewige lewe te gee. Miskien het ons die keuse om te sê, Chuck, I don't need it. I'm not interested. Of om te sê, Here, ek verstaan. Gaan met my aan. Louter my, suiwer my, want ek is nie waar ek moet wees nie. Ek wil graag daar wees waar U my wil hê. En dan sê hy suiwer jou geloof op so 'n basis dat jy lof, eer en heerlikheid waardig is. Hy sê ook, sodat jy daardie onverwelklike erfenis kan kry, nou daarom. Punt wat ek vir wil maak, en ek wil dit graag vir u lees. In English, it reads like this. It says, be glad about this. Even though it may now be necessary for you to be sad for a while, because of the many kinds of trials you suffer. Their purpose is to prove that your faith is genuine. Even gold, who can be destroyed, is tested by fire. So your faith, which is much more precious than gold, must also be tested, so that it may endure. Kom ek vra vir jou. Hoe het jy laas gereageer op jou beproewing? Toe dit met jou sleg gegaan het, toe jy teenkant ingegaan het, toe jou planne nie gewerk het nie, toe jou kind dood is, toe jou man dood is, toe jou vrou dood is. Was jy kwaad vir die Here? Ons sê ons, jy mag kwaad wees, dis 'n normale emosie. Maar dan sê ons goed by, maar jy moet ergens stop daarmee. Because you must understand what God is busy doing in your life. And the message, daar understand, keep your perspective. God is busy preparing us for eternal life. Hou dit in gedagte. Hou daarmee rekening. En ek sluit af met die laaste punt. Ons gaan aan.
skryf 3. God gee vir ons die ewige lewe. Daar staan. En hy beskryf dit as 'n uitbundige vreugde. Dis soos wat iemand ook skryf, ook in die skrif, sê, is hierdie leed, hierdie pyn, hierdie beproewing, kan dit vergelyk word met die vreugde wat Fani nou beleef? Jesus, ek kan maar van vra. O Van, hoe lyk dit daaroor? Wat beleef jy? Dan sê, I will never come back again. Ek sal nie weer terugkom, maar jy mag dit nie mis nie. Jou myne mis het. En die Here berei ons daarvoor voor. Ek het dit in Afrikaans op my manuskrip geskryf. God sal enige prys betaal om jou en my gered te kry. En die grootste prys wat hy toe wel betaal het, was sy seun Jesus Christus. Hy beskryf dit as 'n onverwelklike, onveranderlike, ewige erfenis. En ons het dit nou al. Jy gaan nie eens kry as jy gesterf het nie. Jy deel nou al reeds in daardie vreugde en jy leef nou al reeds daaruit. En ek sluit af. En ons gaan 'n lied sing ook daarby. Die woord sê, daarom moet jy aan hom gehoorsaam wees. En hier staan geskryf, die laaste vers, en dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Hoekom kan mense in beproewing, in swaar kry, in leed en in nood nog steeds gelukkig wees? Omdat God hulle verlosser is. En omdat hulle weet dat jy maar kan toelaat om God te wees. Die woorde wat ons dikwels op die bed gebruik het is, Here, laat U wil geskied. Nie myne nie, U wil. Juts. Ek dink die Here is wonderlik vandag. Om dan te sê, Petrus sê dan vir die gemeente, Petrus sê by Fani se begrafnis, sê vir hulle het 'n nuwe identiteit. Ons is uitverkorenes, ons is afgesonderdes, ons is besprinkel met die bloed van die Here Jesus, ons het die ewige lewe. Sê vir hulle, wanneer hulle beproef word, is dit ek wat met hulle besig is om hulle gereed te kry vir die ewige lewe. Goud word gelouter, ek louter hulle geloof, ek toets die egtheid. Sê vir hulle, die ewige lewe kan jy met niks anders vergelyk nie. Fani, wat dink julle? En ek het met hom nou gepraat. Wat dink julle het Fani deur al sy operasies daai karaktereienskap gekry om tevrede te wees, om met kalmte te aanvaar en om nie opstandig te wees en te sê, man, Anton, tja, ek stel nie belang nie. Maar om te weet, hy kan nie anders as om die pad saam met God te loop tot waar dit dan in die hemel eindig. Kom op met saam met Dear God, You love us too much to let us go. Ons moet bely en erken, Here, dat ons sukkel om altyd te verstaan. Maar U het nou vir ons sekuriteit gegee. U het vir ons begrip gegee. En U het vir ons 'n visie gegee. En nou kom bid ons dat elkeen hier in hierdie kerkgebou, maar ook dan as ons uitstap, dat elkeen van ons iewers vandag 'n besluit sal neem om te sê, ek wil die Here volg. Ek is besprinkel deur sy bloed. Jesus het vir ons sondes betaal. Ek is uitgeroep, ek is uitverkies, ek is afgesonder, ek is gevul met die Gees van die Here. And now we pray that every one of us will sing this next song with our whole heart. Waar ons dan sal luister dat U vir ons sê, gaan dan heen, gaan doen wat ek jou vra. In Jesus' naam. Amen. Kom ons sing daar die lied wat jy op die skerm sien. Ek het net nou vergeet Jan en Diederik het ook nog 'n lied gehad wat hulle graag wou speel. Ek gaan toch vir julle vra, so kyk waar ons om dan nou kan insin. Hoor, so jammer, hulle het ook as deel van die hulp lyk, waar hulle dit graag ook vir Fani en vir Judy speel. So jammer, ons het dit oorgeslaan.
Maar kom ons gaan dan na hierdie lied, gaan dan heen, gaan in vrede. Kom ons staan saam. Ek gaan die orde nou so reël dat ek van die name van die draers uitlees en dan beweeg ons agter die kus uit, die kanaal ook uitgaan. Die lijksbaan staan in die lapa, so jy volg net die kus tot by die lijksbaan. Daar by die lijksbaan het ons dan 'n kort seremonie en die word almal uitgenooi na 'n koppie tee, 'n koeldrank, iets om te drink, iets om te eet hier in die saal. Jy het net gehoor dat Diederik, die kameraman wat hier voor my staan, hy is die man wat die spysvertering gedoen het, en Charlie is, jy blykbaar die koeke gebak, ons nou kyk wat 'n prys vir jou wen. Maar in ieder geval, ons nooi jy almal uit om lekker saam te kom kuier. Ek gaan so reël, Diederik en Jan, ek is baie spyt met daai lied. Kan ons speel as ons miskien in die saal is, net as 'n lekker agtergrondmusiek? Baie dankie. Gaan ons nou speel. Kom ons bly dan net so staan, dan speel ons daar net van julle Jan. Jammer. Terwyl jy luister, lees ek die naam sal eers daarbo verstaan. Waarom alles so vroeg moes gaan? God is liefde, hy regeer. God help ons dra in die seer. Here druk my vas teen u bors. Maak my nou vir u woorddoos. Here laat ons sit nou by u voete. Here stuur asseblief vir hulle groete.
die name van die draers is Johan Haldenga, Annie se broer, Elise Meynard, Annie se sussie, Anna Story, ook van Annie se suster, Steven Story, neef, Charlene de Tooi, dogter, en Karen Kutsie, 'n vriendin. Julle kan maar voorkom en dan die kus neem. Ons kan daar nie ander lied, maar dan is Jealous of the Angel, en ons dan ook niks speel. Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside me, and I will hold on tight. It's not always om nader te staan en die kan op die kom ook.
Geliefdes, jy weet, dis in 'n situasie soos hierdie, dat 'n mens iets van die lewe verstaan, maar ek dink ook iets van die dood. En ek dink ons kan dit ook vandag vir mekaar sê, dat as dit nie vir die Here Jesus was nie, dan was dit nou absoluut 'n stopteken, 'n doodstopteken. En sou daar nie 'n verwagting gewees het van lewe na die dood nie. Nou daar is ook 'n diep Ou Testamentiese teologie daar rondom wat ek nie meer gaan besig hou nie. Maar as jy net by jouself dink, hoeveel keer Fani in sy lewe die geloofsbelijdenis opgesê het, omdat dit die kort samevatting is van sy geloof, dan moet ons dit ook vandag hier doen. En jy doen dit voor 'n geopende hemel. Jy doen dit voor 'n lewende God. Jy doen dit saam met 'n klomp gelowiges. En inderdaad, saam met mense wat sukkel om te glo. Maar kom ons sê dit, en as jy dit hardop wil sê, kan jy dit sê. Maar ek wil dit graag vir u lees, hier uit die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ek glo aan 'n ewige lewe. Nou geliefdes, dis so 'n stuk genade om dit te kan opsê, en ek weet hoeveel deur al die jare, hoeveel weerstand was daar juist teen hierdie belydenis. En daarom lees ek die formulier wat sê, Fani Havenga is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, en dis van die mooiste woorde daar uit Johannes 11, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Wat is die beeld? Hy sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dan staan hier, deur sy opstanding uit die dood, het Jesus die dood oorwin. En kan die gelowiges uitroep, uit 1 Korintiërs 15, dood, waar is jou anger? Dood, waar is jou oorwinning? Ons kan dus vandag hier staan, Judy, met die wete, hy is nie dood nie. Hy leef, maar hy leef nie meer in die vlees nie. So want Jesus Christus het hierdie deure vir ons oopgemaak. En as dit nie so was, het u nie vandag van Jesus geweet nie. Hier staan, die dood van 'n geliefde maak nie 'n fout nie. Is 'n groot verlies. Ou Judes, jy gaan hierdie siel nog mis. Dis 'n groot verlies. Dis onbeskryfbaar. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad saam met jou te stap. Die dood roep ons almal op om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Romeine 14 se baie mooi woorde sê, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. Gaan dan heen, gaan in vrede, gaan doen wat ek jou vra. Gaan lewe vir my. Maar hy sê, as ons sterwe, dan sterf ons ook tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Dis die wonderlikste evangelie van troos en hoop. Dis die wonderlikste identiteit wat jy kan hê. Dis die wonderlikste
verstaan van beproewing en van lyding en is die wonderlikste vooruitsig wat ons kan hê. En dit was vir die Here nodig om dit vir die gemeentes daar in Klein-Asië te sê. Dit is vandag dan ook nodig vir die Here om vir ons te kon sê, ek het vir jou identiteit gegee. Ek gee vir jou begrip dat jy kan verstaan en ek gee vir jou 'n hoop, 'n visie vir wat voor lê. Kom ons bid saam. O dierbare Here, wat is ons? Wie is ons? Dat U Here U aan ons kan stuur. Wat is die mens dat U aan ons dink? Ons is net stof, Here. Ons word x aantal jare oud en dan is dit verby. En tog sê vir ons nee. Dis nie verby nie. Dis waar jy die onverwelklike, onverganklike, onveranderlike kroon ontvang. Die hemelse prys, die ewige lewe. En die Here wat dit aanvaar en wat dit glo, beleef nou al daardie uitbundige vreugde. Daarom wil ons vir U dankie sê dat U vir Judy en hulle as familie, vriende, werkers, almal vir ons, dat U Here vir ons sal troos en dat ons met die krag van die Heilige Gees sal kan voortgaan omdat U dit vir ons moontlik maak. Troos nou elke persoon wat hier is. Gee vir ons dit wat U vir ons gesê het en laat ons daaruit leef. Al bewe die berge en al gebeur wat ook al in die skepping of gebeur wat ook al in Suid-Afrika of dwars oor die wêreld. Ons weet, ons behoort aan U. U is ons verlosser. Here, dankie vir Fani. U het vir hom persoonlik geken en hy het U geken. U het vir Fani deur moeilike tye, diep beproewinge geneem. U het vir hom tevredenheid gegee, het hom kalm gemaak. Here, U het gesien wat 'n frustrasies hy gehad het met 'n protese en hoe om weer nie te loop. Maar Here, U weet, tussen dit alles deur was hy kalm en rustig en tevrede. Hier staan ons, laat U wil dan nou oor ons geskied, tot eer van U naam. Amen. Kom ons gee vir U geleentheid om met 'n blomblaar te kom tot sien sê en vir Fani te groet.